Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u en dat die woord van die Here en die waarheid dan vervat vir u baie kosbaar is. Nou ek gaan vandag gesels oor die eskatologie, die eindtyd gebeure en ek gaan fokus op 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 9. Wat is die konteks van kyk die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag? Nou daar's baie onkunde in baie verskillende kampe word daar geglo dat dit praat van 'n geheime wegraping, iets wat in die geheim gaan plaasvind. En ons moet gaan kyk wat is die konteks van hy kom soos 'n dief in die nag en daarom word ons gewaarsku dat ons nie oorval moet word deur daardie dag nie. Nou daar's baie mense wat ook glo dat die dag van die Here sal bekend wees aan die bruid van Christus. Professor Hannes Rielinghuyt sê selfs dat die bruid sal presies weet en hy sal alleen weet wanneer die dag van die Here is, wanneer die uur en die dag sal wees, selfs die minuut. Maar die woord van die Here leer iets anders. Hy sê niemand ken daardie dag of daardie uur nie. So kom ons spring dadelik weg. Nou, wat word bedoel met die term soos 'n dief in die nag? Dis baie belangrik, ons moet gaan kyk wat die konteks daarvan is. Nou vir baie mense, soos ek sê, in die pre-trib rapture kamp glo dat dis 'n geheime wegraping, dit gaan aan die geheim plaasvind, niemand gaan dit opmerk nie, maar wat is die konteks? Ons vind dit in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11. Nou daar's twee dinge waarop ons moet let wanneer ons hierdie skrifgedeeltes lees wat duidelik uitstaan, en dit is die volgende: die dag van die Here, en dit sal kom soos 'n dief in die nag. Nou wat is die dag van die Here? Ons moet gaan kyk wat is hierdie dag en wanneer dit gaan plaasvind, en hoekom sê hy dit sal kom soos 'n dief in die nag. Nou in die eerste plek, wat is die dag van die Here? Dit is die dag van sy wraakoordele. As jy Openbaring 6 vers 12 gaan lees tot 17, dan staan daar duidelik, na die kosmiese tekens, het daar sekere dinge gebeur, die toren van die lam het gekom, en wie kan bly bestaan? Dan is die groot verdrukking verby. So die groot verdrukking is nie die dag van die Here, soos baie mense leer nie. En hulle leer ook dat die groot verdrukking 7 jaar is. Dit is glad nie die geval nie, en ek hoop die pre-trippers luister wat ek sê. Die groot verdrukking begin in die middel van die 7 jaar, na die abomination of desolation, anderswoorde na die ontheiliging van die tempel. En dit word verkort, die groot verdrukking word verkort, met anderwoorde, die gelowiges se lyding stop by die 6de seël. Nou wanneer vind dit plaas? Baie duidelik, na die groot verdrukking en by die oopmaak van die 6de seël. Dis net in kort, wat is die dag van die Here en wanneer dit gaan plaasvind. Nou kom ons gaan kyk na die skrifgedeeltes in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 3. Nou sê Paulus aan die gemeente van Thessalonika, hy sê vir hulle, maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het ek nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle self weet baie goed dat die dag van die Here, ons het nou geluister, was die dag van die Here, kom soos 'n dief in die nag. Dit gaan onverwags kom. Niemand gaan die dag of die uur weet nie. Hy sê wanneer hulle sê vrede en veiligheid. Nou wanneer vind hierdie vrede en veiligheid plaas? In die regering van die Antichrist na die abomination of desolation. Is niks te doen met Israel nou nie. Dit het te doen met die tyd wat die verdrukkinge aanvang neem en die regering van die Antichrist tot stand gekom het. Dan gaan hy oor die wêreld vrede en veiligheid bring. Maar die Bybel sê, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos 'n barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal nie, sekerlik nie ontvlug nie. Nou wie is die hulle? Dis die goddelose, want die wraak van die Here het nou gekom. Nou kom ons lees vers 4 tot 6. Maar julle broeders, kinders van die Here, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Met ander woorde, as ek en jy in die lig wandel, ons is bly in Jesus Christus, dan sal daardie dag ons nie soos 'n dief oorval nie. Met ander woorde, ek en jy gaan nie met skaamte voor die Here staan, ons was nog in 'n verkeerde leefstyl nie. Ons is kinders van die lig en kinders van die dag, en nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap, soos wie? Soos die wêreld nie, maar laat ons waak en nugter wees. Nou ons moet onthou, dit is belangrik dat ons sal verstaan dat wanneer die Here gaan kom en is onverwags, dat ek en jy rein bevind sal word. En dit is die konteks
Dit sê niks dat ek en jy sal weet wanneer die dag en die uur gaan plaasvind nie. Ons gaan luister wat sê 'n sekere professor Hannes Relinghuis daaroor, want hy sê die dag en die uur, die bruid sal presies weet. Goed, die konteks, God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. En dit is absoluut die einddoel van ons geloof, dat ons gereed sal wees. Nou kom ons gaan luister ter inleiding van wat sê professor Hannes Relinghuis oor hierdie tyd, die dag wat sal kom soos 'n dief in die nag. Kom ons gaan luister wat hy sê, dan bespreek ons dit. Sal kom soos 'n dief in die nag. Hy sal wat doen? Hy sal kom soos 'n dief in die nag. Ek nou weer gehoor Dion alles spreek. Hy kom soos 'n dief in die nag en niemand weet wanneer hy kom nie. Want ek het my Bybel saamgebring en ek gaan gou vandag vir jou 'n stukkie lees hierso. Hy sê in 1 Tessalonisense 5 vers 1. Hy sê maar oor die tye en die geleenthede, broeders, hy praat met die bruid. Het julle nie nodig dat daar julle aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed, wie is die julle? Die bruid. Dat die dag van die Here of Jahweh kom net soos 'n dief in die nag. So hy kom soos 'n dief in die nag. Prof, daar staan dit en hier staan dit in 2 Petrus 3 vers 10. En die Bybel sê die getuienis van 2 of 3. Hier's 2 getuienisse. Ja, dis hoe die kerk het vir ons geleer het, as jy dit so lees. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielik en verderf hulle, soos 'n baringsnood 'n swanger vrou sal skielik nie ontvlug nie. Hulle sê mos nou vrede en veiligheid. Maar hy sê in vers 4, maar julle broeders, die bruid, is nie in die duisternis. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. So nou weer spreek die Bybel onsself. Hier sê hy in 2 Petrus, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief van die nag. En hier het ons nou net gelees in vers 3. En wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielik en verderf hulle soos 'n baringsnood. Verstaan? Daar in vers 2. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Maar hier verkrag hy nou daai stelling. Vers 4. Maar julle broeders is nie in die duisternis nie. Met ander woorde, ons is nie verlore nie. Ons is die bruid. Hy sê dat die dag julle soos 'n dief sal oorval. So wanneer hy vir die bruid kom, aan die einde van Openbaring 3:22, dan kom hy nie soos 'n dief van die nag nie. Hy's die bruidegom. Nou ja, kom ons gaan kyk na die konteks waarin hy praat. Die woord van die Here is duidelik dat alle mense gewaarsku word dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag sal kom. Hy het nie gesê vir die gelowiges gaan dit nie soos 'n dief in die nag wees nie. Hy het gesê vir alle mense, maar hy sê ons moet waak en bid. Ons moet in die lig wandel, dat daai dag, wat net soos 'n dief in die nag gaan kom, ons nie sal oorval nie. Met ander woorde, ons gaan nie onverhoeds betrap word nie. Hy sê wel dat die ander gaan onverhoeds betrap word, want hulle is in duisternis. En dan sal hierdie skielike verderf hulle oorval. Maar dan gaan hy aan deur te sê dat daar staan geskrywe, hy kom soos 'n dief in die nag, en dat niemand dit sal weet nie, en dan sê hy, Dion alles lees dit, maar Dion alles het dit korrek gelees, dit staan in die skrif, dit staan geskrywe. Daardie dag gaan kom soos 'n dief in die nag, vir alle mense, maar dit sal die gelowige nie onverhoeds betrap nie. Kan hy dit nie verstaan nie? Dis die konteks tog van die skrif. Die professor verstaan duidelik nie wat 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 9 leer nie, want hy gaan later in die video's wat ek gaan wys, sê dat die bruid sal presies weet wanneer Jesus kom. En ek gaan ons sommer in die volgende videoklip speel. Hulle sal presies weet die dag en die uur en selfs die minuut. So die konteks van hierdie skrifgedeelte sê dat dit sal kom soos 'n dief in die nag, maar dit gaan ons as gelowiges nie onverhoeds oorval nie. Ons sal nie betrap word in 'n verkeerde leefwyse nie. Ons sal gereed wees as hy kom. En dit is tog die waarskuwing ook in Lukas 21 vers 36, waak en bid, dat ons al hierdie dinge wat gaan kom, wat is dit? Die dag van sy wraak en oordeele, nie die groot verdrukking nie, sal ontvlug. Nou, die dag van die Here kom nie soos 'n dief in die nag vir die bruid nie, sê hy. En ons gaan in die volgende video dit sien,
waar dit dan ook bevestig dat hulle sal presies weet, want hulle is bruid, hulle sal presies die dag en die uur weet. Dit is nie wat daar staan nie. Dis absoluut totale onkunde. Nou, die dag van die Here kom vir almal, soos ek gesê het net, soos 'n dief in die nag. Maar die gelowige sal nie oorval word, dit sal hulle nie oorval nie. En dit is die konteks van 1 Tessalonisense 5 vers 4. Maar kom ons gaan luister na sy volgende videoklip, waarin hy dan ook sê, dat die bruid presies sal weet die dag en die uur. Die bruid van Joshua, hierdie 10 hierdie 5 meisietjies met die ekstra olies, hulle was die bruid. Want die Bybel sê, toe die bruidegom kom, hulle sê, daar kom die bruidegom. Hulle het met blydskap in sy heerlikheid ingegaan. Die bruid sal met blydskap in die heerlikheid ingaan. As daai verbond gesluit word, dan kom hy nie vir die bruid soos die dief in die nag nie. Die bruid sal presies die minuut en die uur. Ja, maar hy sê, niemand weet nie. Nee. Dis, jy gaan nou sien, wat die ouens gaan nie weet nie. Die bruid weet presies, die kerk weet nie. Die kerke weet nie, maar die bruid weet. Want onthou wat ek gesê het, die kerk is nie bruid nie. Nou, jy kan duidelik hoor dat hy dieselfde fout maak soos baie ander gelowiges wat die bruid van die kerk onderskei. Daar's nie 'n onderskeid nie. Ons is die liggaam van Christus, ons is die gemeente van Christus, ons is sy kinders, ons is sy volgelinge, en dit word dan ook genoem die kerk as jy wil, of die eklesia. Daar's nie 'n onderskeid nie. Daar gaan baie wees as die dwaase maagde en die wyse maagde. Die wat dwaas was, hulle gaan onverhoeds betrap word, want hulle het nie aggeslaan op die waarskuwing van die skrif nie. Hy sê dat die dag van die Here nie op die bruid sal afkom soos 'n dief in die nag nie, maar wel op die kerk. Nou gee vir my daai skrifgedeeltes. Hy sê, omdat so baie ander glo dat daar is 'n verskil tussen die bruid en die kerk, dis hoekom hulle hierdie ding glo. Maar die belangrike is dat die dag van die Here gaan afkom op almal soos 'n dief in die nag. Aan die ander woorde, niemand gaan weet wat daai dag en uur is nie. Dit gaan onverwags skielik gebeur. Maar hy gee die waarskuwing aan ons as gelowiges, julle moet waak en bid dat julle gereed sal wees. En dis die konteks. Nou die 10 maagde het nie geweet wanneer Jesus kom nie. Daarom is hierdie gelykenis, in hierdie gelykenis die waarskuwing. En baie duidelik, dit staan daar, waak en bid, want julle weet nie wanneer julle Here kom nie. Hy het nie gesê vir die 5 wyse maagde, julle sal presies weet nie. Hulle het almal in die slaap geraak, maar hulle het olie gehad, maar die ander 5 het nie olie gehad nie. Hulle was nie gereed nie, hulle was nie waardig om saam te gaan nie. En dit is die konteks van die 10 maagde. Hy sê dat die bruid presies sal weet wanneer Jesus kom, die minuut en die uur. Hy sê die kerk sal nie weet nie. Die kerke sal nie weet nie, sê hy, maar net die bruid. Dit vind ons nie in die skrif nie, dit staan nie daar geskrywe nie, maar dis Jesus, hy plaas dit in die skrif wat nie daar staan nie. En dan gebruik hy natuurlik Matteus 25 van die 10 maagde om te bewys dat die 5 dwaase of die 5 wyse maagde het presies geweet. Dit is nie so nie, want hy gee aan die einde van Matteus 25 vers 13, ek dink staan daar duidelik. Hy sê dat julle moet waak en gereed wees, want julle weet nie op watter dag die Here kom nie. Dis tog 'n waarskuwing, is dit nie? So baie interessant. Nou ek gaan vir 'n paar skriffies lees, so 2 van hulle, Matteus 24:36. Maar die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar my Vader alleen. Baie duidelik. Nou daar's baie ander skrifgedeeltes wat dit sê, maar ek gee vir julle 2, Matteus 25:13, wat ons pas behandel het. Waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. As die kerk die bruid presies geweet het soos hy sê, dan was hierdie skrif nie vir hulle geskrywe nie. Maar hy skryf dit vir die kerk. Hy skryf dit vir ons om te weet, daardie dag gaan onverhoeds wees. Want dit sal ons nie oorval nie. En dis belangrik. Nou, kom ons gaan luister na die laaste videoklip van professor Hannes Redlinghuis en hoor wat hy te sê het. Die spookpredikers het besirk gegaan. Al luister hulle video's. Ek wil vir jou een ding sê. Die woord sê net die bruid weet. Vir die ander ouens kom hy soos 'n dief in die nag. Die bruid ken tot die sekonde wanneer dit gaan plaasvind. Die dag as die Rooms-Katolieke Kerk, die paus, met Israel
die verbond sluit. Israel, kan jy tel, 1230 dae, presies 41 maande, gaan die wederkoms plaasvind. En dis nie ek wat dit sê nie, dis wat die Bybel sê. Nou ja, hier's alles wat hy hier gesê het is dwalinge. Dit staan nie in die Bybel nie, dit staan nie in die woord van God nie, maar hy sê dit staan daar geskryf. Kom ons gaan kyk wat sê hy. Hy sê net die bruid weet wanneer die wederkoms gaan plaas. Tot die sekonde sê hy. Hy sê wat die Bybel sê so. Nou gee vir my die skrifgedeelte wat ek beamoen. Ek vra hierdie professor, sit dit vir my in die kommentblok, sit dat die mense kan sien waar staan dit. As dit nie so is, as jy dit nie kan kry nie, dan is ons in die moeilikheid by die Here, want dan lieg ons. Ons kan nie goed uit die woord gaan haal wat nie daar staan nie. Maar hy sê dit staan in die Bybel. Die volgende is, hy sê dat die wederkoms gaan plaasvind nadat die Rooms-Katholieke paus, die Bybel sê nêrens is die Rooms-Katholieke paus nie, maar hy sê dis die paus, 1230 dae na die verbondsluiting. Onthou nou die verbondsluiting vind plaas, dit begin die laaste 7 jaar, dit begin die laaste week van Daniël. Hy sê dan kan jy 1230 dae aftel, dan gaan die wederkoms plaasvind. Hy sê die Bybel sê so. Nou waar staan dit in die Bybel? Dit staan nie geskrywe nie. Ek en jy moet natuurlik as Jesus te werk gaan om hierdie goed te kan sê wat hy sê. Dit staan nie in die Bybel nie. Ongelooflik hoe mense die woord van God kan verdraai. Maar goed, dit daar gelaat, hy sê dat die kerk, die bruid sal presies weer die sekonde in die Bybel sê dit. Die Bybel sê dit nêrens nie. Kom ons gaan kyk na die skets van die laaste 7 jaar. Goed, ek gaan so 'n bietjie vinnig gou vir verduidelik. Nou dis die laaste 7 jaar. En dit is presies 3,5 jaar. Ek het vir altyd gesê die begin van smarte is die eerste 3,5 jaar en dis duidelik in die Bybel, want daarna sal die abomination of desolation plaasvind, dan sal die groot verdrukkinge aanvang neem. So pre-trippers, luister mooi. Nêrens het Jesus gesê dis 7 jaar van verdrukking nie. Hy het gesê hier gaan dit plaasvind. Dan word dit verkort by die 6de seël. En dis die dag van die Here. Dan sal daar die kosmiese tekens plaasvind. En hoe weet ons dat dit die dag van die Here is? Wanneer jy daai skrifgedeeltes gaan lees, sal jy presies sien, dit spreek van die dag van die Here. En dit is die wraak van God wat gaan plaasvind. So die kerk word hier weggevoer, dis die harpatsou, natuurlik, dit is natuurlik na dat die verdrukking na die verdrukking van daardie dae, dan sal daar die tekens plaasvind en dan sal die harpatsou plaasvind en sal ons saam met die Here weggevoer word, tegemoet gaan in die wolk en die lig, met groot krag en heerlikheid kom hy, en dan sal ons terugkeer saam met hom, om saam met hom te regeer vir 1000 jaar lank. Dit is in korte wat gaan gebeur. En nou wil ek net vir u wys, hierdie professor het nou gesê, dat ek net vir dit wys hierso, hier is die verbondsluiting, hy sê die Rooms-Katholieke paus gaan hier die verbond met Israel sluit. Dit staan nêrens in die Bybel nie, dit staan van die vors van Daniël, wat natuurlik die antichrist gaan wees. Hy is nog nie die antichrist nie, maar hy is die vors van Daniël. Dan sê hy, moet jy aftel 1230 dae, dis ongeveer hier, sal die wederkoms plaasvind. Staan nêrens in die Bybel nie, maar dis wat hy leer. Goed, ons gaan afsluit, kom ons gaan na die volgende. Baie belangrik, ek het reeds vir die skrifgedeelte gegee, Matteus 24, 36, niemand ken daardie dag nie, maar daardie dag sal kom soos 'n dief in die nag, en dan sê die Here, wees altyd gereed vir my wederkoms. Dit gaan plaasvind, en dit gaan kom soos 'n dief in die nag, onverwags, maar jy moet nie onverhoeds betrap word nie. Dis die konteks van 1 Tessalonisense 5. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gaan gesels oor hierdie onderwerpe en belangrike eskatologiese onderwerpe, mag die Here ons seën. Totsiens.